Ek gaan twee gedeeltes lees uit die woord van die Here. Die een is uit Jesaja 41 vanaf vers 8. Nou Jesaja word opgedeel in 'n paar gedeeltes. Ons noem hierdie gedeelte die Deutero-Jesaja. Die tweede gedeelte. Tot en met die vorige hoofstuk of so was dit die volk van die Here wat in vrees gelewe het, want hierdie Galdeërs, hierdie Babiloniërs het die land kom inval teen 526 voor Christus, het hulle al die noordelike ryk ingeval en weggevoer, en nou is hulle besig om Judea en Jerusalem te beleer. Dit is die eerste gedeelte, die belewenis van die volk en die woord van die Here. So 586 daar rond, 87 het hulle ook Jerusalem ingeneem en die tempel afgebrand. Nou is hulle reeds in ballingskap. Mens moet dit weet as jy hierdie gedeelte lees, hierdie tweede gedeelte. En dan is dit so goed in Jesaja 41 dat die profeet van die Here hierdie openbaring gee vir die volk van die Here wat hulle hart op gedraai het, van wie hulle eie skuld en ballingskap is, dat hy sê, bly stil en luister na my. En dan kom hy, maar jy my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammelinge van Abraham wat ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou te kere gaan, sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word, hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here jou God. Ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein Israel. Ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorslee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal, jy sal van rande kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai. Die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Kom ons kyk net weer na een vers waar vers 14, moenie bang wees nie. En dan veral hierdie beeld. Al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob. Al is jy klein Israel. Ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. En dan ook Psalm 22, dis 'n messiaanse psalm. Ons gaan die eerste 4 verse lees. Dit is 'n psalm van Dawid op die wysie van die wildsbok van die daadraad. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. En dan weer dieselfde beeld in vers 7. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot my. Hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, as hy dan so baie van hom hou. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder U sorg. Van die begin van my lewe af is U my God.
Jy sien die tema van die boodskap vandag is Jesus het vir ons redding die skarlakenwurm geword. Weet jy of jy al ooit gehoor het van die skarlakenwurm nie? Ons sal 'n bietjie net nou daaroor praat. Dis die wurmteologie of die wurm-evangelie, as ons die beeld kan gebruik, met groot respek. En ons gaan 'n bietjie kyk na hierdie betekenis in beide die geleenthede, beide die gedeeltes, waarin Jesaja gesê word baie duidelik dat Jakob wat Israel genoem is later, maar nog onder Jakob is soos 'n wurm. En Israel is nietig. En dan veral ook in Psalm 22 wat Dawid sê, maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot. Liewe broers en susters, as ons kyk na die tyd waarin ons leef, en dit word nou baie keer gesê in preke, maar ons moet maar mooi daarna kyk. Die oorlog in Iran maak 'n mens net meer en meer bewus daarvan, dat die dinge is so kwaai, dit storm so op jou toe, dat jy weet nie watter kant toe nie. En dis verstaanbaar, dan wil 'n mens graag op jou eie krag staat maak. In hierdie onsekere wêreld, met verhoudingsprobleme, met sonde wat net toeneem, wat mense na skrifgedeeltes wys en sê die tekens is daar, van die groot afval, en die Here Jesus kom. Dit is in 'n sekere sin bedrukkend op 'n mens. Jou gesondheid wankel. Mense word oud. Ek sukkel om trappe te klim deesdae. Dink die dokter sê my tande is dan nog goed. Maar jy weet, ek wil net ons met die gemaklike prentjie van ons lewe, dat ons nie onsself flous nie. En dit was so met die volk Israel gewees. Jesaja 41 in ballingskap. Geen politieke regte nie. Geen ekonomiese vryheid nie. Geen godsdienstige vryheid en geleenthede om saam te kom nie. Die tempel is verwoes. Die tempel as die teenwoordigheid van God. Baie belangrik. En nou verwag die wêreld, en miskien ek en jy, van onsself baie keer te veel, om sterk te wees, om sterk te bly, om weer op te staan, om weer aan te gaan. Maar wat anders kan 'n mens doen? Om dan net weer teleurgestel te word en jy ervaar weer, ek kan nie in my eie krag nie. So daar is in die mens, in die samelewing, in die skepping, na die sondeval, is daar 'n groot broosheid. En ek hoop ons sien my broosheid ook raak in iemand anders. Want ons is so maklik dat as iemand nie volgens my idee regkom nie, om te dink daai persoon moet sterker wees as wat hy regtig is, ook geoordeel aan my geloof. Sien jy die geweldige spanning wat daar is? Wat 'n mens baie keer moet hanteer en dit word vir jou net heeltemal te veel. Nou as ons eerlik voor die Here moet staan, dan moet ons vanoggend sê ek is nie so sterk nie. Ek is nie genoeg nie. Ek het misluk en ek doen dit baie keer. En ek weet nie hoe om daaruit te kom nie. Ek weet nie by myself nie. As jy so voel en ek voel so, nie op 'n negatiewe manier nie, dis die realiteit, dan is hierdie boodskap vanoggend vir jou en vir my. Die Here kom na jou en my toe nie met 'n skop jou wakker of klap jou deur die gesig of net so 'n vermaaning dat jy maar skielik moet aangaan nie. Die woord wat die Here vandag vir jou en vir my bring, in die eerste plek gaan ons laat skrik dat die Here dit van ons sê,
Maar dan ook in die tweede plek gaan dit ons asem wegslaan as ons eintlik die wesenlike betekenis van daardie beeld en daardie woord gaan verstaan wat die Here sê vir ons lewens is. Dit is die asem waarna ons snik van die genade van God. Nou as ons kyk na die eerste prentjie, soos vir die volk Israel, so ook vir Dawid, kom dit duidelik na vore dat jy is maar net 'n wurm. Ek is maar net 'n wurm, Here. Ek is 'n wurm op die grond en 'n skoen kan my enige tyd vermorsel. Nou, wurm is weerloos. 'n Wurm het nie tande nie, tensy jy glo aan daai wurm van die fliek The Dune. Weet nie of jy hom al gesien het nie. Hy groot wurm waarvoor die mense so skrik, maar 'n gewone ou wurmpie is weerloos. Hy het geen skuld nie, hy het geen snelheid nie. Dit beweeg bloot op die grond of iewers nogal teen 'n baie stadige pas. Dit is die Bybelse diagnose van iemand wat sonder God is. Of iemand wat dink hy kan in sy eie krag leef. Dit is die Bybelse beeld en diagnose om ons net bietjie terug te trek in die werklikheid van ons bestaan. Dis nie die finale woord nie, ons gaan daarby kom. Maar dis noodsaaklik dat jy dit sal weet en dit ook in jou hart sal vasbind. Hy noem sy volk die wurm Jakob. Dis nie 'n belediging nie dat die Here dit doen nie. Dis nie om vir die volk te sê, kyk wat het julle gedoen, Samaria is klaar weg, Judea is klaar weg, Jerusalem is verbrand. Dis julle skuld en julle is sommer net 'n klomp wurms. Ek stel nie belang in julle nie. Maar dit is net 'n eerlike beskrywing dat die volk van die Here by daardie punt moet kom om te besef wie is hulle regtig as mense. Hulle broosheid. Want hulle het in opstand teen God gekom. Hulle het gedink hulle kan dit goed self regmaak. En kyk waar lê hulle. Kyk wat gebeur met hulle. En dieselfde sê Dawid van homself in Psalm 22, ek is 'n wurm, nie 'n mens nie, deur almal verag, deur die mense versmaai. Dit is die taal van iemand wat tot in sy diepste wese verneder is, wat sonder waardigheid is, sonder 'n stem en sonder verweer. En dis die punt waarby ons telkens maar weer moet begin in ons lewens. As ons net dit kan leer, veral in ons westerse samelewing, met al die tegnologie en al die goed wat ons het, dis baie goed, dis reg. Maar ons wil baie keer daarop staat maak. En dit is ons anker in die lewe. As ons net weer kan weet dat ek is maar net 'n ou wurmpie op aarde. Blootgestel. En baie vinnig kan iemand op my trap. En dan is ek dood. Dat ek nie sal staat maak op my sterkpunte nie, maar op 'n besef wie staat maak nie van my ware toestand. Sonde maak 'n mens swak. Sonde besef is een van die belangrikste dinge in 'n mens se lewe. Dis hoekom die Torah daar is, die wet van die Here daar is en die Bybel daar is, om in die eerste plek vir ons te sê, wie is ons werklik sonder God? En dit was ons ook voordat ons geredde mense geword het. Broeders en susters, ek weet nie of julle saamstem nie. Min van ons mense hou van hierdie beeld. Maar dis wat die Here sê vir sy volk. En dis wat die godsman Dawid sê van homself, as hy kyk na sy eie lewe. Nie om daar in 'n sak en as te gaan sit en te sê daar is geen hoop nie, maar dis waar 'n mens moet begin. Die tweede prentjie gee vir ons 'n baie mooi beeld van die volk se omstandighede daar in ballingskap. Daar's nie vreugde nie. Daar's 'n klomp soldate
slegte geboue, sit op die sand, sit in 'n kring, nie die krag en die moed om met mekaar te praat nie. Op 'n hang sommer daaronder. En dit is God se uitverkore volk. Hy het hulle geroep. In Abraham, ook weer in Isak, in Jakob. Hulle het telkens hierdie belofte gegee deur profete, bekende Jesaja 43. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En kyk waar sit hulle. Ver van die tempel, ver van God se teenwoordigheid. Jesaja 41 praat juist nou met hierdie volk. Maar jy Israel, my knegt, jy wat ek van die eindes van die aarde afgeroep het, hoor dat die woorde, moenie vrees nie, ek is met jou. Hulle lewe in God verlatenheid. Want vir hulle was die tempel die symbool van God se teenwoordigheid. En hy tempel is tot op die grond toe vernietig. Die vyand is groot, die volk van die Here is moedeloos. Nou as ons kyk na Psalm 22, dan sien ons hier juis ook in Dawid se omstandighede, waar hy ook voel soos 'n wurm. Dat hy begin met hierdie psalm, met die woorde wat die Here Jesus Christus later aan die kruis sal noem. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my redding, ek roep het dags, maar U antwoord nie, en snags, maar ek het geen rus nie. Dawid kom hierso in hierdie messiaanse psalm om te sê, hy ervaar hierdie Godverlatenheid, want hy het groot verkeerde dinge ook gedoen, en hy het ook baie keer ver van die Here afgeleef, nie omdat dit God se skuld is nie, maar in dieselfde psalm gaan hy ook sê, God vat hom nooit weg van hom af nie, maar hy kom met hierdie emosie, hy kom met hierdie beangstigheid, omdat hy dit nie in sy lewe wil hê nie. En hy noem dit spesifiek om te sê, daar is uitkoms. Soos wat daar ook beloof is aan die volk in ballingskap. Ons sit dalk vandag in ons lewens vasgevang in 'n baie slegte situasie. Verslawing aan iets, verslawing aan myself. Jy hoef nie ver te dink nie. Die ego wat 'n bietjie groot hardloop, ag ek wil net 'n paar dinge doen. Ek wil nie negatief lyk nie. Bitterheid, depressie, woord van oordeel en beoordeling, altyd in onder mense. Nie 'n baie goeie prentjie in 'n mens se lewe nie. Kan nie 'n gelukkige prentjie wees nie. As 'n mens in so 'n toestand verkeer nie. Maar in albei die gedeeltes hoor ons en lees ons duidelik, dit is nie hoe God dit wil hê nie. En daarom, hier kom die kerngedagte rondom die wurm. Daai wurm, die skarlakenwurm, wat teen die boom gaan sit, en later word dit so rooi, en skei dit 'n rooi kleurstof af, is dan eintlik die wurm in die Hebreëse woord, wat beide gebruik word in Jesaja 41 en Psalm 22. Nou die Hebreëse woorde moet ons baie goed verstaan. Jy lees sy betekenis in sy konteks. So dit kan dieselfde Hebreëse woord wees, maar in sy konteks kan dit 'n hoofbetekenis hê, maar ook 'n nuance betekenis. In Jesaja 41 word dieselfde woord vir wurm, word dit gebruik om 'n brood en wurm aan te dui. Die broosheid en die swakheid van die mens. Maar in daardie hele woord, in daardie hele konstruksie van daai gedeelte, verwys dit ook na die werklike betekenis, as mens dit letterlik wil sê,
naamlik die skarlakenwring. En dit word in beide van die gedeeltes gebruik. Die skarlakenwring, ek wil dit graag vir julle lees, want ek wil hê ons moet enigiets daarvan vergeet nie. Die wyfie klim op 'n boom. Sy heg haarself so vas aan die was, dat sy nie sonder haar eie dood losgeruk kan word nie. Sy lê haar eiers, en terwyl haar larwes 3 dae lank op haar eie lewende liggaam voed, skei haar liggaam 'n donkerrooi, skarlakenrooi vloeistof af. Hierdie vloeistof kleur die bas en die larwes en alles rondom haar. Op die 4de dag is sy dood en haar liggaam verander in 'n wit gel wat afval soos 'n blikkie wol. Gaan lees bietjie op wat die betekenis regtig van hierdie wring is. Ek het nie eens geweet daar is so iets nie, totdat Dr. Henry Kombrink en ons bietjie gesels het oor Psalm 23 en toe teruggegaan het op Psalm 22 toe. En die hele boodskap daaroor om die prentjie baie duideliker te maak. Maar dit wys absoluut na die lyding en die sterwe van die Here Jesus Christus. Dan as ons lees veral in Psalm 22 waar Dawid sê ek is 'n wurm, kom met die boodskap sterk deur met hierdie woord van die skarlakenwurm, waar daar sy volle betekenis het van die Messias wat gaan kom, van die geweldige lyding en die sterwe van die Here Jesus Christus, wat ook 3 dae aan 'n boom vasgemaak is. As ons net weer daardie kan lees. Hy heg sy heg haarself. Hy was gewillig en gehoorsaam tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Hy het homself vrywillig gegee om daar vasgeklem te word vir 3 dae en die voedsel te gee vir die kleintjies en die bloed wat vloei, dat daar lewe kan kom. En uiteindelik aan die einde 'n wit vloeistof gel af te skei met die kleur van wol, wit wol of van sneeu. So het hierdie wurm haar lewe gegee. En dis die kernboodskap van die troos ook in Jesaja 41, maar vir Dawid in Psalm 22 as hy besef, ek is maar 'n klein lose wurm. Ek kan nie uit myself nie, ek kan my nie beter hou as iemand anders nie. Ek weet dit, in my diepste wese, kan ek myself nie help nie. Veral nie rondom godsdienstige en geestelike sake nie. Dis dis baie belangrik. Dis nie 'n toevallige beeldspraak nie. Die Tola Atseh, dis die Hebreëse woord. Tola Atseh, dis die skarlakenwurm, is 'n profetiese heenwysing na die Here Jesus Christus. So sterk leef dit reeds in die Ou Testament. En dis wonderlik dat hierdie beeld wat hier gebruik word in die gebruik van die woord, tog dan ook waar geword het met die koms en die lyding van die Here Jesus Christus. Die 4de prentjie. Dis wat hy homself vir ons gegee het. Dis wat dit eintlik beteken. So as ek aan myself dink as 'n wurm, ek is broos. Ek is blootgestel. Ek is nie sonder sonde nie. Ek sit vasgevang in 'n situasie wat ek myself baie keer nie voor kan help nie. Baie keer myself in daai situasie gebring. En God se liefde en die versoening in Christus breek telkens nog deur na my toe. Deur dat Jesus homself soos 'n skarlakenwurm aan 'n vloekhout vasgeheg het, daar gebly het, dat die kleintjies kan eet en kan kos hê,
en die bloed vloei wat vir hulle die lewe gee. En uiteindelik op die 4de dag, dis 3 dae na die kruisiging, as jy tel, die wit vloeistof wat uitvloei. Kom ons sê van Paasondag, van redding en van genade. Ek is 'n wurm en nie 'n mens nie, maar ek het op God vertrou. Dit was die antwoord vir Dawid gewees. En dis die boodskap ook vandag vir jou en vir my. Palmsondag. Palmsondag is baie belangrik, want dit is die Sondag wat Here Jesus Christus op die donkie ingegaan het in die stad Jerusalem en almal het gesing en gejuig met palmtakke. Natuurlik met 'n verkeerde motief, ja, hier kom die Messias, hier kom die redder van Israel, maar hy kom nie op 'n wit perd met 'n klomp soldate nie. Hulle het dit eintlik verwag, want hy moet die Romeine in die see injaag. Hy kom op 'n nederige donkie. En hy weet wat lê voor. Hy weet wat gaan met hom gebeur. As hulle maar net geweet het, wat 'n Messias hy regtig is, die regte Messias, dan sou daar meer takke gewees het. Dan sal 'n groter gejubel gewees het. Maar nogtans doen hulle dit, maar net met 'n verkeerde verwagting. Broers en susters, kom ons hou hier vas. Lees weer elke dag hierdie week van Palmsondag af die gebeure elke dag tot met die kruisiging van Jesus Christus. Kom ons berei ons voor vir Vrydag en ons hou hierdie skarlakenwurm voor oë. Ons gaan die hele week in met ons oog gefestig op die kruis, Paasweek, en die verlossing en die vrymaking daarvan, en die krag van God wat deurbreek vir ons elkeen se lewe. Ek afsluit. Hierdie gedeelte in Jesaja 41, vandag praat ons van 'n dorsleer, en ook op Psalm 22 later, loop uit op 'n gejubel. Jesaja 1 vers 18, kom en laat ons die saad uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Daar kan nog baie dinge gesê word oor die skarlaken, die rooi kleur. Veral in die Exodus kom dit telkens na vore, waar het gaan oor die tempel en die toegang tot die allerheiligdom. Daar word dieselfde kleur genoem vir toegang tot God. Dit sal wit word soos sneeu. Dan kom nuwe lewe. Dan kom 'n nuwe blydskap, dan kom 'n nuwe hoop in 'n mens se lewe. Maar dit gebeur nie net een keer nie. Dit gebeur die eerste keer as 'n ongelowige mens besef ek is 'n wurm in my erfsonde. En hy neem hierdie boodskap aan. En hy besef wat dit beteken en hy maak dit sy eie. Maar dit maak hom nie skielik iemand wat dit nooit meer nodig het nie. Ons word maar weer wurmpies. Dit is ons lewe op aarde. Dit is die sonde smet, die gevolge daarvan. Maar dit is nie die laaste woord nie. Ook in Jesaja 41 en Psalm 22 gaan lees dit asseblief, kom daar 'n jubel na vore, uit ons erkenning van die koningskap van God, van die oorwinning oor die dinge wat my soos 'n wurmpie maak, wat vir my net voel asof ek niks beteken nie, wat my weer die status gee en die hoop gee om as kind van God te lewe. Die wurm evangelie. Liewe Here, baie dankie vir u woord, wat so die waarheid aanspreek, waarby ons nie kan verwyder nie. Here, ons is maar klein, ons is nietig. En ons bring baie van die dinge oor onsself wat ons so ongelukkig maak en ons koppe laat hang. Maar u is die een wat aan die kruis kom sterf het, wat gelei het, wie se bloed gevloei het, nie net aan die kruis nie, en waarin ons kan lewe. En uiteindelik wat ons kan opstaan op wit sneeu en toegemaak kan wees in wit wol,
uit die jubel die verlossing en die oorwinning wat U vir ons gee. Ons eer U daarvoor. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.